Goed julle, ons moet vandag weer aangaan met ons katekisasie. Ons het vandag Sondag 29 en 30a se werk gaan ons merk. Maar ons moet nog so 'n bietjie terug gaan na Sondag 28 toe, om net daar werk klaar te maak. En dan gaan ons aanbeweeg so ons gaan net nou soos tot werk het net weer 'n bietjie ingaan by Sondag 28 en lekker hersien. En dan daar klaar maak en gaan ons aanbeweeg na Sondag 29 toe. Ok, so kom ons bid eers. Ons Vader, baie dankie dat ons vanmiddag weer hier saam kan wees en kan katekisasie doen. Vader, ons wil net kom vra dat U deur die Heilige Gees ons sal lei as ons in die woord is. Help ons, Here, om regtig te groei in ons verhouding met U as ons hier saam is. Dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen. Right, nou goed, ons kyk nou 'n bietjie daar by Sondag 29 en 30a by julle vragies. Ek wil net my katekismusboekie daar ook maak gou. By Sondag 29 as hy. Goed. Sondag 29 en Sondag 30 gaan, die eerste gedeelte gaan oor weerleggings van eintlik dwaalleer oor nagmaal, né? Nou in die tyd van die reformatie, toe die katekismus opgestel is, toe Ursinus en Olivianus, Zacharias Ursinus en Caspar Olivianus nou hierdie vir ons neergeskryf. Toe was die nagmaal issue nogals 'n issue hoor. En daarom dat hulle ook hier nogal spesiaal ingaan om dwalinge te weerlê, die Romeinse dwalinge oor nagmaal te weerlê. En dit is ook belangrik nog steeds al die pad vir ons ook, dat ons 'n beter verstaan van die nagmaal kan hê, en ook vir onsself kan oppas vir die dwaalleer wat daarbij betrokke kan wees, nee. Maar goed, kom ons merk eers daai goeders in ons werkboekies. Kyk nou by afdeling A. Hoe noem ons die Romeinse nagmaal beskouing? Wat sou jy daar sê, Marie? Die Romeinse mis. Die Romeinse mis, nee, hulle noem nagmaal, noem hulle mis. Ok, die Romeinse mis. Goed, hierdie boekie ook van my oopmaak. Sy. Goed, en dan die volgende vraagie, Johannes, jy moet hom vir ons doen. Wat gebeur volgens Rome as die priester die woord, dit is my liggaam, uitspreek? Wat gebeur dan? Dit word werklik Jesus se liggaam. So hulle glo dat die brood, alhoewel die brood nie in substansie verander nie, verander dit tog, sodat dit regtig Jesus se liggaam is. Goed. Nou 3. Dink ons as gereformeerdes ook dat die brood en die wyn letterlik in die liggaam en die bloed van Christus verander? Nee, Nee, hoe dink ons daaroor? dis 'n teken. Dis 'n teken en 'n siel. Dis 'n teken en 'n siel. Nee. Ok? En wat ons nog sê is, ons sê ook, jy kan die saak waarop die teken wys, nie losmaak van die teken self nie, so die twee gaan saam, nee. Maar dis nie asof die brood Christus word nie, nee. En nog baie belangrik ook, dis net die gelowiges wat Christus ontvang, die ongelowiges ontvang net die teken. Ok, maak dit vir julle sin, is belangrik om dit te onthou, nee. Goed, dan, waar is Christus se menslike natuur nou? In die hemel, nee. Sy menslike natuur is nou in die hemel. En daarom nie in die brood nie. Ok. Hoe kry ons deel aan die offer van Jesus Christus? Wat het jy, ek kan nou nie onthou meer wat, Johannes sê, jy sal 'n bietjie vir ons. Hoe kry ons deel, nommer 5, hoe kry ons deel aan die offer van Christus? In die vraag 5. Ja. As ons deur 'n ware geloof deur die Gees
in Christus ingelei word. Ja, dat is hy, nee, en Christus deur sy gees in ons kom bly. Ok, en nou moet ons bietjie onthou, ons gaan dit nou weer vir onsself hier so net op die bord teken. Die ek wat die beker aanneem en die brood aanneem, is 'n teken van ek wat Jesus deur die geloof aanneem. Ek wat die brood eet en die beker drink, is 'n teken van Christus wat in my kom bly, en op hierdie oomblik ook deur sy gees in my bly, net soos wat brood en wyn in my bly. Maak dit sin vir julle? Goed. Dan, kom ons kyk na vraagie 6. Gaan lees die nagmaalsformulier en vul die ontbrekende woorde in. Marie, nou moet jy hier 'n bietjie help hierson. Die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Al ons sondes, nee. Ok. Dan, kom ons gaan na afdelingkie B toe. Wat leer ons in Hebreërs 9 vers 12 en 10 vers 10 en 12? Was die een offer op Golgotha genoeg? Ja, Ja, so nadat daar 'n offer gebring is dit nie weer nodig om 'n offer te bring nie. Nou hoekom vra oom Atte hierdie vraag? die Romeinse mense sê dat hy oor en oor Jesus oor en oor. Dit word 'n offer, né? Ja. Hulle dit verander, dit word 'n offer, nee. En nee, dit kan nie 'n offer wees nie, want daar is net een offer eenmaal klaar gebring. Nee. Al die Ou Testament offers het na daai offer toe heen gewys, en nou dat hy gebring is, nou is dit afgehandel, dis wat ons baie sterk daar in Hebreërs hoofstuk 10 leer, né? Ok. Wat het Jesus volgens Johannes 19:30 aan die kruis uitgeroep, en wat dink julle het hy daarmee bedoel? Marie, wat sê jy? Dit is volbring. Dit is volbring. Wat het hy daarmee bedoel? Die taak wat hom opgelees deur sy Vader om die straf te dra is klaar gemaak volbring. Ok, hoekom is dit nou weer belangrik as ons hier praat oor die dwaallere rondom nagmaal? Dis ook weer om die Romeinse mis te weerlê, nee, want hulle sê daar moet gedurige offer gebring word deur die priester, en nee, dit is eens en vir altyd afgehandel. Dis die wonder daarvan, nee. Ok. Vraagie 3. Vul die ontbrekende woorde in. En die sy seun reinig ons van sonde. Wat sê jy daar by Johannes, by 1 Johannes 1 vers 7, wat se woordjies jy moet invul daar? Die brood, En die brood van die bloed van Christus, van Jesus Christus, en dan sy seun reinig ons van alle sondes. alle sonde. Ja, dis mooi, nee. Wonderlik. Ok, so kom ons gaan 'n bietjie in ons katekismusboekies in weer, en dan kyk ons net weer. Ons is op die oomblik besig met sakramente, né? Sakramente. Wat is sakramente? Wat is sakramente? Tekens en seels. Tekens en seels. Wat waarop wys en wat ons waarvan verseker? Van die evangelie. Ja, wys ons op die evangelie en verseker ons van die evangelie. En waaroor gaan die evangelie? As mens 'n kern dink aan van oor Jesus en oor hoe Jesus ons weer in 'n verbondsverhouding met God bring, en hy doen dit deur die kruis. En die dood aan die kruis en die begrafnis en die opstanding. Dis hoe hy vir ons weer terugbring deur sy middelaarswerk in verhouding met God. En dit is waarop die sakramente wys. Die sakramente is vir ons 'n videoetjie, 'n prent, 'n skildery wat wys en verseker dat dit wat Jesus doen en waaroor die evangelie verkondig, werklik vir jou is wat glo. Ok? Nou hoeveel sakramente is daar? 2 sakramente. Wat is daardie sakramente? Nagmaal en doop. Ja, die doop en die nagmaal. Die doop en die nagmaal. Goed. Nou, ons was reeds by die doop gewees. Nou is ons
op die oomblik besig met die sakrament van die nagmaal. En kom ons hersien net so 'n bietjie wat ons daar by Sondag 28 gedoen het by vraag en antwoord 75. Ons wil bietjie aanbeweeg na vraag en antwoord 76 en dan wil ons ook kyk na Sondag 29. Kyk 'n bietjie, hoe word jy in die heilige nagmaal daar by vraag 75? Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker? Daar's die twee goed. Wys gaan saam met teken. Seker gaan saam met wat? Verseker gaan saam met Sien. die seël. Mooi. Hoe word jy in die nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en al sy weldade deel het? Net gaan kyk hoe laat se is. 15:23. Okay. Nou sê ons, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, en sien julle nou daar, is dit ten eerste en dit ten tweede. Nee? So kom ons teken gou 'n bietjie ons prentjie hierso, van wat ons daar sien by die ten eerste en die ten tweede. Dis ons nagmaalstafel. Okay. En hierso het ons op die nagmaaltafel wat? Den wyn. Brood en 'n beker wyn op die nagmaaltafel. Nou, okay, so kom ons beker, en daar is die, en dan sê die nagmaal, watter twee aksies, wat sê, of ons katekismes by vraag en antwoord 75 sê, daar's twee aksies wat gebeur by nagmaal. Wat is daai twee aksies? Dink 'n bietjie, aksies, die nagmaal aksies. Ons skryf dit hier so. Ons het dit swak aan hierso. Nagmaal aksies. Daar is een, ten eerste wat? Kyk daarso, wat staan daar? Lees bietjie vir ons Johannes. Vraagie 75. die vraag of ja. Die antwoord. Sodat Christus my en alle gelowiges beveel het om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie drinkbeker te drink en daarby ook beloof het. Beloof het. Eerstens dat sy liggaam. Ons sê nou daar's eerstens. Ja, wees nou. Dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my vergiet is, as wat ek met die oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die drinkbeker aan my meegedeel word. En teen tweede. Okay, stop net weer daar. Wat se aksie is daar? Ons eet en drink die brood. Dis nie wat daar staan nie. Wat se aksie is daar wat jy doen?
Sien julle wat is die aksie? Ek kom maar net eerste. Lees dan sê vir my wat doen jy? Jy sien. Jy sien mooi, daarso, dis die eerste aksie. Sien. Ons sien. Okay, wat sien jy? Die brood en die wyn. Dit is mooi. Ons sien hoe die beker opgelig word en ons sien hoe die brood gebreek word. Die brood wat ek breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, dit is die gemeenskap met die bloed van Christus. As jy dit sien, waarvan is dit 'n prentjie? Van Christus wat vir ons in die kruis geoffer is. Ja, mooi, dan is dit al die goeders is vir ons 'n prentjie, dit wys en verseker dit wat Jesus aan die kruis doen. Okay, wat doen hy aan die kruis? Hy sterf vir ons sondes. Ja, hy sterf vir ons sondes. Daardeur het ons vergifnis. Daardeur het ons regverdig verklaring. Ons kan sê hierso een regverdig verklaring. Ons het hierso ons het hier vergifnis. Nee, ons het 'n nuwe verbond. Hier word vir ons 'n nuwe verbond, nuwe verhouding met God bewerk. Nou, deur die kruis, en dit is wat dit vir ons wys. Okay? Nou is daar nog 'n aksie. Daar's nog 'n aksie. Kyk met die tweede. Marie, nou moet jy vir ons lees en jy moet sê, wat se aksie is hier nog? En ten tweede dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en vergote bloed so seker tot die ewige lewe voed en waaf, as wat ek die brood en drinkbeker van die Here as gewisse waartekens van die liggaam en bloed van Christus uit die dienaar se hand ontvang en met die mond geniet. So wat se aksies doen ons daar? Ons ontvang en ons geniet met die mond. Dan sê ons kan sê nou hierso, neem, eet, drink. Dis die aksies. En wat? Waarvan verseker ons dit ons? Dat ons deel kry aan die regverdige verklaring. Ja, mooi. Nee, en hoe kry ons deel daaraan? Hoe kry ons deel daaraan? Deur die? Geloof. Mooi, deur die geloof. So, neem, eet, drink. Dit wys op my wat hy sit. Kom ons maak weer ons stoel hierso. En hierdie ouetjie gaan nou daai goeders vat en hy gaan eet. En dit, hierdie neem een drink, wys hiernatoe. Ons maak so na my, ons maak dit. Ons het 'n bietjie ander weer maak. Sê hierso, neem, eet, drink is 'n teken en seël dat ek verseker deur die geloof in Jesus
deel kry, Jesus, ons sê so, Jesus het alles wat hy vir my doen, inkry. Okay, en dit is hierdie. Okay, maak dit sin vir jou. Okay, nuwe verbond en in die nuwe verbond lê ons hele nuwe lewe en alles. Okay, maak dit vir jou sin. So rarig, dis eintlik as jy so 'n bietjie so dan kyk, dan sien jy mens, wow, dis 'n mooi prentjie en 'n redelik eenvoudige prentjie. Jy sit in die kerkbank, sien jy maar nog aan die erediens, en jy kyk voor dat die tafel toe, en jy sien die beker, en jy sien die brood, en wat se prentjie sien jy? Jy sien Jesus vir my aan die kruis. En jy stap vorentoe na die bank toe, en jy sit daar, en jy neem die beker, en jy vat die brood, en wat se prentjie sien jy nou? Nou sien ek wat deur die geloof Jesus aanneem, en deur die geloof Jesus inkry. Okay. En as ek Jesus inkry, wat kry ek? Wat is in Jesus? In Christus is al sy weldaad, vergifnis van sonde, regverdig verklaring, 'n aangeneem word tot 'n kind van God, 'n nuwe verbondsverhouding, 'n nuwe lewe, alles. Okay? Dit is wat ek nou inkry, of dit is waaraan ek deel het, en dis wat daai goeders van sê. So, jy sien twee aksie, die sien aksie is nog net, ek sien dit. Die vorentoe gaan na die tafel toe sit, neem, eet, drink, sê, ek kry deur die geloof deel hieraan. Weet jy wat so wonderlik, nie? As ons daar aan die nagmaaltafel is en in die kerk, ons sien dit dan kan ek weet, Jesus is op daardie oomblik besig om my daar aan die goeders te laat deel, wanneer ek in hom glo. Op daardie oomblik. En hy is hier by ons, deur sy Heilige Gees, besig om my op daardie oomblik deel te laat kry, want jy kan nie die sakrament en die saak self ooit uit mekaar uithaal nie. Okay? Nie almal kry dit nie, maar die gelowiges kan seker wees, op daardie oomblik deel ek daar, nee. En as ek hier wegstap, dan deel ek nog steeds daaraan. En as ek weer kom sit en nagmaal was, dan sê, weet jy wat, onthou hierdie hele tyd, vandat jy laas nagmaal tot nou nagmaal, was die Here Jesus by jou, het jou laat deel in vergifnis van sonde, het jou laat deel in die nuwe verbond, en al die goeders gegee, hy gee dit vir jou. En ja, jy deel daarvan, en jy deel daarin deur die geloof, en hierdie nagmaal wys vir jou, en verseker vir jou, dat jy deur die geloof daaraan deel het, ook nou terwyl jy nagmaal gebruik. Ja, dis eintlik met 'n baie goeie ding is, dink ek, om gereeld ook nagmaal te doen. Ek dink ons moet heeltemal te min nagmaal. Soos ek dink, soos Calvin het in Straatsburg elke week nagmaal. Nee, so ek dink, 'n mens kan gerus en werk, en as mens by 'n gemeente is wat mooi groei in die geloof, dan moet 'n mens werk na meer nagmaal toe. Want dit is belangrik vir ons as kinders van God om die genademiddele van God ywerig te soek. Goed. Nou, wat nou vir my belangrik is, nou moet ons 'n bietjie aangaan na vraag 76 toe. Nou vraag 76 gaan 'n bietjie dieper in op daai laaste gedeelte van vraag 75, oor die eet en drink. Okay? Nou kom ons lees 'n bietjie, en dan kyk ons of ons kan agterkom, of ons kan verstaan wat hier aangaan. Kom net kyk, ons het nog daarom dink, ja. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet, en sy bloed wat vergiet is te drink? Sien julle daar, eintlik het dit ons nou al klaar na die laaste gedeelte dit gesê, maar die laaste gedeelte van vraag 75 sê ten tweede, dat Jesus self, my siel, met sy gekruisigde liggaam en sy gestorte bloed, net so seker, vir ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die beker en die brood vat en dit eet en drink.
Maar nou gaan daar word gepraat oor wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed te drink. Nee? En natuurlik moet ons so 'n bietjie ons Bybels oopmaak ook hierso by Johannes 6. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons maak net ons Bybels oop by Johannes 6. Het jy hom daar? OK. Sê so Johannes, jy lees vir ons vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. So daar begin Jesus praat met ek is die brood van die lewe. Ek is die ware brood wat werklik lewe gee. En as jy na my toe kom, dan het jy nooit weer honger nie. As jy in my glo, nooit weer dors nie. Kom en glo is goed wat met mekaar saamgaan. Dis hoe ons deel kry aan Jesus die brood. Jy kom na hom toe. Net soos wat ons na die tafel toe kom, jy sal nooit deel kry aan die brood en die beker as jy in die bankplaas sit nie. Nee, jy kom na Jesus. En jy neem dit aan. OK. En dit is simbolies van hoe jy kom en dit kry. Nou, Marie kyk 'n bietjie vir ons na vers 49. Nee, vers 48. Ek is die brood van die lewe. Dan sê vers 49, julle vaders het manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Vers 50, Johannes. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. OK, so Jesus kontrasteer hom daarna heeltemal met die manna daar in die woestyn. So die manna daar in die woestyn was eintlik net 'n teken van die ware brood aan Jesus wat kom om vir jou ware lewe te gee. Nou kom ons lees nog 'n bietjie aan. Marie, lees jy vir ons versie 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. OK, nou is dit nog 'n interessante ding, hè? Ja, kom ons hou meer hierso. Jesus lê baie klem hier daarop dat as jy na hom toe kom, dan sy brood wat lewe gee. OK? Wat lewe gee. Right. En dit is die brood wat ek sal gee vir die wêreld, my vlees, nee. Dus dit jy daar gelees, nee. OK? So wat hy eintlik sê is daarmee ek gee my lewe vir die wêreld. Ek, die gekruisigde Christus, is die brood van die lewe. Dis belangrik. Ek, die gekruisigde Christus, is die brood van die lewe. Sonder dat ek gekruisig is, gee ek nie lewe nie. Ek gee lewe wanneer ek gekruisig is. Want deurdat Jesus kruis toe gaan, het ons vergifnis van sondes. Sê die vergifnis van sondes. En dit is belangrik, nee. Ons kan amper sê, ons kan hierdie wat ons hier sê, regverdig verklaring van vergifnis van sondes, dit kan ons ook noem ewige lewe. Ons kan dit noem ewige lewe. Kom ek wys dit net gou vir die vir julle, dan kom ons terug hier na die Johannes. Kyk na Johannes 17 gaan. Johannes 17 vers 3. Lees 'n bietjie vir ons sommer, Marie. En dit is die ewige lewe dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. OK, ewige lewe is om God te ken in 'n verhouding. Wat is hy? Maar is dit moontlik, is nuwe verbond, nee? Is dit moontlik om in 'n nuwe verbond met God te wees sonder daai? OK, so dit is belangrik, nee? So, daar om God te ken is om in die nuwe verbond te wees, maar dit gebeur
alleen deur die regverdige verklaring, deur die vergifnis van sondes. Nou kom ons gaan 'n bietjie na Jeremia 31 toe, voordat ons nou terugkom na Johannes toe. Jeremia 31. Kyk nou daar by vers 31 tot 34. Kom ons lees uit vers 33 en vers 34 van Jeremia 31. Johannes, lees jy vir ons vers 33. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in julle binneste en skryf dit op julle harte. En ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Okay, daar's 'n nuwe verbond wat hy maak en dis hoe die nuwe verbond is. Daar's 'n regtige wedergebore lewe. Daar's so 'n verhouding met God. Hy is ons God, ons is sy volk, ons is sy kinders. En dan wat sê vers 34, Marie? En hulle sal leer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Stop net daar. Die lewe in die nuwe verbond, wat 'n soort lewe is dit? Nou ons almal God ken. Ja, nou ons God ken. Wat het Jesus gesê vir ons? Dit is die dat hulle U ken. Die ewige lewe. Aha, so met ander woorde, die lewe in die nuwe verbond is die ewige lewe. Dis daai verhouding in die nuwe verbond met God is die ewige lewe. So die nuwe verbond, die ewige lewe is eendag. Okay? Nou staan, kyk net na die laaste deeltjie van vers 34. Op grond waarvan is daar 'n nuwe verbond waarin ons die Here ken en nuut vir hom lewe en hy by ons is en op grond waarvan is daar 'n nuwe verbond? Maar kyk nou laaste deel van vers 34. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink. Okay, daar is die twee goed, né? Regverdig verklaring, op grond van regverdig verklaring, op grond van vergifnis is daar 'n nuwe verbond. Wat is die lewe in die nuwe verbond? Die ewige lewe. Wat is daai ewige lewe? Dis 'n verhouding met God, 'n intieme verhouding met God, soos daardie paradys eens. Dit is 'n nuwe hart waarmee ek God liefhet en my naaste liefhet. En dit is die goeie, perfekte lewe. En dis wat Jesus vir ons verdien. Okay. Nou gaan ons net terug na Johannes. Kom ons gaan terug na Johannes toe. Johannes 6. Okay. Kom ons kyk nou het ons gelees. Hy sê ek is die brood wat lewe gee. Nou sy lewe gee, kan ek maar amper gesê, ek is die brood wat verhouding met God gee. Ek is die brood wat nuwe verbond gee. Nee? Ek is die brood wat vir jou daai nuwe lewe gee waarin jy God liefhet en God geniet en God wil verheerlik en jou naaste liefhet en dis die goeie lewe, ek gee dit vir jou. Okay? Ek gee die nuwe lewe wat jy nie meer slaaf van sonde is nie, maar God wil dien en hom geniet. Né? Okay. So dis wat hy hier sê. Nou sê hy maar ek is daai brood deur my vleis te gee. Nee, aan die kruis. As ek geoffer word, dan vat ek die sondes weg en daaruit borrel die nuwe lewe. Ek maak dit sin vir julle. Nee. Nou kyk 'n bietjie, nou lees ons aan na vers 52 toe. Ek gaan hom lees, Marie, en dan lees jy vers 53 en 54. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vleis gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in jouself. Okay, so dis noodsaaklik om Jesus in te kry. As jy nie Jesus inkry nie, het jy geen lewe in jouself nie. Het jy nie nuwe verbond nie, het jy nie nuwe verhouding met God nie, as jou sondes nie vergewe nie. Maak dit sin vir julle? Okay. Nou gaan ons versie 54, Johannes.
Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Ok, stop 'n bietjie, het die ewige lewe. Kom ons vertaal dit bietjie vir onsself. Het vergifnis van sondes. Het die nuwe verbond. Ken nou die Here in 'n verhouding. Het 'n nuwe hart wat God wil lief hê en sy naaste wil lief hê. Maak dit sin? Ok? So, hy wat my vleis eet en my bloed drink, het die ewige lewe, ja? En ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis die ultimate van die nuwe verbond, die nuwe aarde wat kom. Ok? Nou, 55 sê, want my vleis is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Vers 56, Marie. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Wat's dit? Wat's dit? Wie my vleis eet en my bloed drink, hy bly in my en ek in hom. Dis daai werklike vereniging met Jesus. Ek in Christus, Christus in my. Nou, en dit is nou goed, so kom ons hou. En as Christus in my is, dan het ek die een wat 'n nuwe verbond vir my gee, die ewige lewe vir my gee, alles in my en ek is in hom, so ek deel met hom. OK? Nou, Jesus praat hierdie nou met die Israeliete, hè? En dan het seker nie dadelik gedink aan nagmaal toe hy met hulle gepraat het. Maar nagmaal is 'n prentjie hiervan. Prentjie, nagmaal teken vir ons 'n prentjie van hierdie evangelie wat hier vir ons verkondig word. OK? En ek dink dit is waaroor vraag en antwoord 76 nou uiteindelik gaan. Nee? As ons nou so 'n bietjie hierdie geskryf van ons hier uitvee, dan sê hy so, ek sien, kom ons sê so, waar is my, ek sien beker en brood en dit wys van my na, vlees plus bloed. Nee, so kan jy so skryf Johannes 6. OK? En dis wat ek sien. En as ek dit eet en drink, eet, drink, is 'n teken en 'n seël dat ek verseker deur die geloof, nou kan ons hier so iets skryf, deur die geloof, Jesus se vlees eet en bloed drink. OK? Dan kan ons sê, so bly Jesus in my en gee hy my ewige lewe. OK? Maak dit sin. OK? En hierdie vleis en bloed, nee, ons skryf net vir dit ook nie so. Gee ewige lewe. En dit is gelyk aan vergifnis, plus nuwe verbond. Nou, ons kan hier so skryf, Jeremia 31 vers 31 tot 34, Johannes vers 3. Maak dit vir julle sin, ouens? Ja. Right? Ons sê nou net hierdie so 'n bietjie. So,
wat ons hier belangrik is dat ons hierdie woorde wat die Here gebruik in sy woord, ewige lewe is 'n konsep wat hordes goeders van ver af van hom daar onsuig. As Jesus sê ewige lewe, dan moet ons weet, Jeremia 31, alles begin so by mekaar kom, in daai woord. En as ek dan Jesus se bloed eet en drink, dan sê Jesus, jy eet en drink, maar jy kry my deur die geloof in. OK? En daardeur is daai lewe nou in jou. Wat 'n soort lewe is dit? OK. Begin daar lees. Maar kom jy agter. Dis om die Here te ken. En om die Here te ken beteken nuwe verbond. Dis hierdie intieme verhouding. As jou God, jy is sy kind. Jy het 'n nuwe hart wat hom wil lief hê. Hy het jou lief. En jy het jou naaste lief. En uiteindelik is dit op die nuwe aarde die wow. OK? En dis wat ek vir jou vertel. En nou nagmaal is 'n prentjie van Jesus wat die gekruisigde Jesus, dis 'n teken van sy vlees en bloed wat wys op die gekruisigde Jesus, daai vlees en bloed gee ewige lewe. Wat is daai ewige lewe? Vergifnis, nuwe verbond. Nou, en as ek nou dit eet en drink, dan sit 'n prentjie van die geloof kry ek Jesus in en al die goeders en dis myne. OK, maak dit sin vir julle. Ek dink dis wat ons as ons deur Johannes 6 lees, dan sien ons, nagmaal is 'n prentjie van Johannes 6. Vir daai laaste gedeelte van Johannes 6. Nou, maak dit sin vir julle. OK. Nou, ons kyk 'n bietjie wat sê ons katekismes nou daarso. Ons lees nou 'n bietjie mooi. Wat sê vraag en antwoord 76. Johannes, lees jy 'n bietjie van die vraagie. Gaan kyk hoe laat dit. Dit amper klaar maak. Ons lees die vraagie. 76. Ja. Wat beteken die woorde, die gekruisigde liggaam van Jesus eet en sy vergote bloede drink? OK, kom ons kyk. Marie, lees jy vir ons bietjie. Dit is nie alleen om met 'n gelowige hart die ganse lyde en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergifnis van sondes en die ewige lewe te verkry nie. OK, stop net daar. So dis nie alleen dit nie. En dit het ons al op 'n manier gesien al klaar. Maar wat is dit ook? En hier kom nou die ding eintlik by. Wat is dit ook? Johannes, lees jy 'n bietjie vir ons daar verder. Net daar die aakie. Maar bovendien ook om deur die Heilige Gees wat en in Christus en in ons woon, so met sy liggaam, met sy heilige liggaam, hoe langer hoe meer verenig te word. Kom ons stop nie. Ons word hoe langer hoe meer met hom verenig. Net soos die brood deel van my word. En ek in 'n sekere sin deel van die brood, as ek dit eet. En net soos wat die wyn deel van my word. En ek deel van die wyn op 'n manier. Net so kom woon Christus in my. Kry ek nou nie. En dit is wat se versie hierso, hoor hierso. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dit is waaroor die katekismes hier gaan. Nee, ek word deur die Heilige Gees al hoe meer met hom verenig. En die Heilige Gees verenig my deur 'n ware geloof met Jesus. Dis die Heilige Gees wat die geloof in my wek en my met Jesus verenig. En ek wat die beker drink en die brood eet is 'n teken daarvan. OK, lees bietjie vir ons aan Johannes. Dat al is dit dat Christus in die hemel is en ons op die aarde, ons tog vlees van sy vlees en been van sy gebeente is en dat ons deur die Gees soos die lede van een liggaam deur een siel ewige lewe en geregeer word. Daar's hy. Ek dink die kruks van vraag en antwoord 76 is. Dit wil ook vir ons beklemtoon die eenheid met Christus. Ja? So met ander woorde, vraag en antwoord 75 sê vir ons, daar's twee aksies by nagmaal. Jy sien en dit wys vir jou op Jesus aan die kruis. OK? En dan eet
eet en drink jy. En dit wys vir jou, jy kry Jesus aan die kruis in. Nee? En as jy hom inkry, wat het jy in hom? Ewige lewe en 'n nuwe verbond. Ewige lewe en nuwe verbond. Nee? Of ons kan ook sê, regverdig verklaar, vergifnis van sondes en nuwe verbond. En ons kan dit saamvat met die onder die woordjie ewige lewe. Nou, maak dit sin vir jou. Maar nou kom vir hom aan 76 en vir ons sê, maar weet julle wat, is nie net ietsie wat jy doen, hy staan doen en jy kry dit nie. Nee, jy verenig met hierdie Jesus en so kry jy dit. Net soos wat jy met die brood een word as jy dit eet, net so verenig jy deur die geloof met Jesus en die Heilige Gees bewerk daar die eenheid. Ja. En so deel jy altyd en nooit hou dit op nie met hierdie ware lewe wat ons in hom het. Dis wat die nagmaal vir ons wys. Dis die prentjie van die Johannes 6 evangelie kan ons amper sê. Wat maak dit vir julle sin? Dis eintlik mooi, nee. Dis eintlik mooi. Dis eintlik wonderlik. Dis wonderlik. Wat die Here vir ons nou gee vir ons hierdie wonderlike evangelie en hy wys vir ons hierdie video, hierdie fliek, hierdie skildery in die sakramente. Nee? Nou, dis wow. En ons moet die Here daarvoor dank en sê, Here, U is net so goed om vir ons hierdie te gee. Ok, dan kom ons stop nou net hier. En volgende keer, nee, dan vaar ons dadelik weg by Sondag 29 en Sondag 30, dan hanteer ons nou eers die dwaalleringe wat nou ook gebeur. Ok, is dit reg so? Goed. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat U U Seun vir ons gee. Dat daar in U Seun die hele nuwe verbond is. Omdat ons in hom U kan ken in 'n verhouding, in 'n nuwe verbondsverhouding, dat daar in hom vir ons vergifnis van sondes is. Dat ons deur die geloof in hom bly en hy deur die geloof in ons. Dat ons daarom kan deel in daardie wonder van die vergifnis van ons sondes, die regverdige verklaring, dat ons aangeneem word as kinders, dat U 'n nuwe verbondsverhouding met ons het, dat U vir ons die ewige lewe in Jesus gee. Here, dankie dat ons nagmaal ook het, dat dit vir ons wys, dit vir ons waarborg. Dankie Here vir al U goedheid. Amen.